Hallo, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek wil jou sommer net bemoedig. Ons is in 'n week van gebed. Ons is in die 3de kwart van die jaar. Miskien is jy al bietjie moeg. Ek glo jy is al bietjie moeg. Ek dink jy het al 3 kwart gevorder en ons het hierdie week fokus ons net so bietjie op gebed en ek wil jou net bemoedig en ek wil graag begin met hierdie gedeelte in Hebreërs 12. Hebreërs wat sê ons het 'n groot geloofskare wat ons aanmoedig op hierdie geloofspad. Daar is uitdagings. Mense raak dalk partykeer bietjie moeg, maar dan sê ons moet ons die laste afgooi, ook sonde, enige bewustelike sonde in ons lewe, ons moet dit weggooi. Maar dan moet hy sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. So, ek wil jou bemoedig om te volhard. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof, ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. So ek wil jou net bemoedig. Jesus is vir jou en vir my 'n voorbeeld van volharding. Net vinnig, 3 goedjies. Ek moet 'n vooruitsig hê. As ek swaar kry en ek voel ek wil kop uittrek of ek is moeg en ek wil tou opgooi, ek moet 'n vooruitsig hê. Ek moet met 'n doel leef. Ek moet die lang game speel. Ek moet 'n prentjie daarvoor en net soos Jesus 'n vooruitsig gehad het. Ek moet 'n lang game speel. Jy weet, kindertjies wat onvolwasse is, hulle word vinnig bevredig. Hulle soek nou McDonald's, 'n kort game, hulle speel 'n kort game, kidsbevrediging. As gelowiges op die geloofspad, moet ek en jy die lang game speel. Ons moet met 'n vooruitsig leef, soos Jesus geleef het. Tweede dingetjie wat ek vir jou wil sê is, hou by jou commitments. As jy nou bestaande commitments het, hou by jou commitments, kom dit na. Dit is jou morele passie. Hou by jou commitments. As jy commitments het by jou werk, as jy commitments het in 'n verhouding, as jy commitments het, enigiets, staan op, daag op, doen dit. Moenie net kop uittrek nie. So, leef met 'n vooruitsig, hou by jou commitments en dan kultiveer 'n sterk wil. Moenie so Samson wees nie. Samson is gelei met die een impuls na die volgende impuls en hy het 'n baie swak wil gehad, maar kultiveer 'n sterk wil. Oefen dit soos 'n spier. En dan sluit ek af met hierdie 3 gedagtetjies, laaste 3 goed wat 'n ou kerkvader gesê het. 'n Ou kerkvader het gesê, wie ook al jy is, hou Jesus voor oë. Met ander woorde, leef volgens Jesus se voorbeeld, hou hom voor oë. Hy is jou voorbeeld. Wie ook al jy is, hou Jesus voor oë. Wat ook al jy doen, belyn dit met God se woord. Wat ook al jy doen, belyn dit met God se woord. Laat God se woord vir jou die riglyn wees vir jou lewe. En dan het hy gesê, waar ook al jy jouself bevind, moenie net sommer pad gee nie. Moenie net sommer kop uittrek nie. Bly daar en volhard in dit wat jy doen. Dalk is dit in 'n verhouding, jy oorweeg dit, jy is te moeg. Dalk is dit by jou werk, jy wil net opgee. Dalk is dit een of ander opdrag of taak, dalk wil jy net kop uittrek, moenie, bly daar. Wie ook al jy is, hou Jesus voor oë, hy gee jou genade om dit uit te voer. Wat ook al jy doen, belyn dit met God se woord, bly binne die parameters van God se woord vir jou lewe, en dan waar ook al jy jouself bevind, moenie sommer net pad gee nie. Hê 'n mooi week, ons sien mekaar Woensdag aan, gaan ons bietjie saam bid, hierdie 3de kwartaal, lekker saam bid, in 'n geestelike fondasie lê vir hierdie kwartaal ook. Kom bid saam, volhard, hê vandag 'n mooi dag, dis Maandag, jy gaan hom vat, sterkte vir jou, mooi bly.